the bridle of a horse in sure control, but can also be used by the enemy to slow you down. He wants to use your past, mistakes, and shortcomings against you so that you can't experience the freedom in Christ. Then it's sometimes necessary to let go and run free like wild horses on open fields and live free without the yoke of bondage. You are watching Wild Horses. Goeiedag, baie hartlik welkom by ons episode wat ons vandag gaan gesels oor geloof. En dit is natuurlik saam met my en die Volskyk en Willie Olwage. Ons praat vandag bietjie oor, ons het al gepraat oor die woord glo. Geloof is heeltemal 'n ander betekenis. Ons gaan lekker daaroor gesels. Baie welkom. Baie dankie, ek waardeer. Ja, dit is 'n interessante ding. Ek dink ons baie gesê oor geloof. Ek dink daar is duisende goed gesê oor geloof. Maar ek dink as ons vandag kan kom en ons kan besef waar dit begin en die beginaksie van geloof. En net dat ons besef dit is 'n werkwoord, maar kom ons stel van kyk, dit gaan lekker wees. Ons gaan net gou weer 'n bietjie kyk en hoe ons vandag gekom het by die afdeling van geloof, het ons begin en in 'n vorige episode gepraat oor glo. En net om gou-gou 'n samevatting te doen, glo is 'n keuse. Yes. Jy kies om te glo. Jy kies om in gedeeltes te glo. Dit beteken nie noodwendig as jy sê ek glo dat jy in elke aspek van die woord glo nie, want mense kies wat hulle wil glo. Baie mense glo in Jesus Christus, in die redding, maar hulle kies om nie te glo in die werking van die Heilige Gees, of miskien in die doop. Dit is 'n wilsbesluit. En daarom is dit belangrik, wat ons laas oor gesels het, om dan eerder te sê, weet jy, ek verstaan dit nie. Maar ons moenie sê ek glo nie, want as dit in die woord van God staan, dan moet ons dit glo. So, nou kom ons by die gedeelte, geloof. Geloof is nie 'n keuse nie. Geloof is die werkwoord nadat jy die keuse gemaak het. As ons dit so kan verduidelik. Yes, en dit is nou waarby ons moet kom. Ek neem aan, jy glo dat elke aspek van die evangelie wat daar is ja en amen. Maar nou moet dit toegepas word met 'n vlak van geloof. En dis waaroor ons vandag gesels. Yes. Wat ons net moet uitbeeld is of uitdra is net dat mense besef, okay, wat is 'n gelowige? Dit is baie diep. Sure. As jy hom gaan opsom, dit is iemand wat vasgestaan is in 'n belofte wat hy glo. Wow. 'n gelowige. Sure. Dit is ons fondasie en dan skop die geloof. En ons moet nie vergeet nie dat Jesus het gesê, begin by 'n mosterdsaad. En hy sal groei in 'n magtige boom en hy sal wat doen? Hy sal iets bied. Hy praat van die voëls, hy praat van die skaduwee. So yes, waar begin ons by te sê is dat, kom ons begin by die begin. Wat is die eerste stap van geloof? Is 'n stap van geloof. Ja. So Here Jesus sê altyd vir ons, hy sê, ken my. Okay? Weet wie ek is. En soos wat ons voorheen gepraat het, is waar hy gesê het, jy kan tot sê, ek het nie die geloof op die oomblik vir wat voor my staan nie. Dis 'n eerlikheid. Dit is 'n afhanklikheid van Matteus 5 vers 3, waar hy sê, geseënd is hulle wat afhanklik is van die Here. Ja. Dit is 'n belofte. Pragtig. Dit is 'n belofte. Pragtig. Ek wil dit ook sommer noem dat getrou speel 'n groot rol in ons geloofspad, of dat ons sal sê die gelowige se pad. En dan sal hy oorskakel na geregtigheid toe, geregverdigheid toe. Daar's twee bene wat daarna uitkom. En ek wil graag net dit noem, dat ons kyk wat gebeur met hierdie, hy beweeg. Jy beweeg in jou geloof. Jou eerste stap is om jou fondasie reg te kry met glo. Die volgende stap is jy beweeg met glo, deur jou beloftes, deur te sien, deur te ervaar. En bo alles is wat Jesus gesê het. Hy sê, deur jou getuienis in die bloed van Jesus, sal jy die wêreld wen. So. Daar's key, en ek gaan dit weer sê, deur jou getuienis, die bloed van Jesus, gaan jy die wêreld wen. Wow. Bedoelende, jy gaan 'n wenner wees. Deur wat? Die getuienis is waar die geloof, dit is die bou van die geloof. As jy verstaan, wanneer hy begin beweeg, waar jy jou geloof insit, glo loop heeltyd hierdie kant vasgevestig, maar soos dat jy deur jou gestappe van waar die Here vir jou deurkom, jou deurbrake, jou geloofsgroei, alles wat jy insit, en dan op daai punt kom waar jy sal oorskakel, waar jy gesê, waar die Here Jesus self sê, hy sê, my getroue diensknegt. Is dit nie mooi nie, my getroue, gevestigde, gelowige. Wow. Ons het al voorheen oor die versie gepraat en wanneer ons nou by Hebreërs gaan ons weer daai sien. Om te glo is 'n opdrag. Daar word 'n opdrag deur God vir my en jou gegee, glo. Bekeer jou en jy moet glo. Ek en jy het 'n keuse of ons wil glo of nie. Daarom
die woord glo gaan hand aan hand met die keuse wat jy maak. Yes. Jy kies wat om te glo. Nou, op die vlak wat jy dan glo, dit is wanneer die geloof inkom. Nou, hier in Hebreërs hanteer hy al twee aspekte. En hier is die onderskeid. Hebreërs 11 vers 6 sê hy, en sonder geloof, met ander woorde, dit is die werkwoord, die aksie, om te kan glo, die werkwoord gedeelte, nie die keuse gedeelte nie. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo. Sien jy wat sê hy? Moet glo is die opdrag om die keuse te maak. Ek en jy moet glo dat hy is 'n beloner. Yes. Maar wanneer jy dit klaar glo, dan kom die vlak van geloof om te sê, ek gaan dit toepas. Ek gaan dit, en jy het dit net nou mooi gestel, ek gaan dit bely, ek gaan dit proklameer, ek gaan dit sê. Dit is deel van my geloof. Ons kan nie net sê ek glo, en saam met daar is daar geen, nou dit is wat ons vandag hoor, wanneer is dit geloof, wanneer is dit glo, ons het al daaroor gepraat, maar as ons vir mekaar sê, in Hebreërs 11 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hoe behaag ek God? Wat is my aksie? Wat bedoel die woord met die geloof? Wat doen ek as ek geloof het? So hier's 'n interessante ding wat jy op praat, is 'n woord wat miskien nie baie by almal is nie, is gehoorsaamheid. Okay. So wat wil ons verstaan? As ons verstaan, liefde kom van die Vader af. Hy het liefde bewys aan ons, deur sy seun, die kruis, die werk van die kruis, die krag van die kruis. Maar nou kom daar wat? 'n opdrag. So iemand het iets so mooi gesê, en ek wil dit graag aanhaal, dis nie my eie nie, dit is wat 'n persoon geaanhaal. Hy sê, with every miracle, vir die Engels, with every miracle, there was what? There was instruction. En ek het gaan sit en dink oor dit, en ek sit wat ek sê. En wat het gebeur met Jesus, en ek haal dit aan. Pas sekere gevalle het, was dit instant healing. So wat in my gedagte gegaan het met die miracle is, dat die geloof en die glo was reg daarso. Maar sekere van sy gevalle het hy al instruksie gegee. Gaan daartoe, gaan was jou in daai rivier, gaan doen dit, en as dit gebeur het wat gebeur. So daar was 'n aksie, was nodig vir daai persoon om te sê, neem jou bed. Jy verstaan, waar die ander het hy gesê, hy het ewen waar Petrus beweeg het onder die Heilige Gees, het gesê, staan net op. Jy het my wat ek sê. So ons moet verstaan, wat is God se liefdestaal is wat? Is gehoorsaamheid. Sure. En uit gehoorsaamheid Baie. begin ek te sê, okay, nou kan ek die pad stap. Want daar gaan 'n instruksie wees. Is dit nie wat hierdie skrif vir ons sê nie? Ja. Hy sê daar's uitdruklik vir ons instruksie gegee. En as ons daai gehoorsaamheid verstaan, nou wat doen ons nou? Hy sê, as jy my liefhet, doen my woord. As jy my liefhet, doen my woord. Gehoorsaam. En verhouding daarso is waar dit begin. En dan word die geloof gestretch. Hoekom sê ek so? Hoor mooi, van strength to strength, van glory to glory. En dit moet elke een wat al buite is gerus stel. Gerus, hoor my woord, gerus stel wil jy. Wat elkeen al buite wees, jou pad gaan vorentoe, op, af, links, regs. Jy gaan beweeg, jy gaan saam met God beweeg sodat jou geloof kan groei en dat jy 'n gelowige kan word sodat jy wat? Deur jou getuienis en die bloed van Jesus die wêreld kan wen met die evangelie. As ons dan nou gaan kyk na die gehoorsaamheid en die opdrag, Yes. dan is daar seker nie 'n mooi voorbeeld om te verwys na Jesus wat vir Petrus 'n instruksie gegee het. Loop op die water. Yes. Ek sê dit altyd. As Jesus se instruksie nie daar was nie, het Petrus gesink nog voor hy 'n paar tree gegee. Yes. Want dan was dit nie 'n saak van ongeloof nie, dan was dit absoluut net 'n saak van ongehoorsaamheid. Want Christus het nie vir hom gesê om te loop nie, dan sou hy sink. Maar omdat Christus gesê het loop, was daar 'n instruksie. Yes. En die instruksie was daartoe 'n gehoorsaamheid. Daarom, wat het hier gebeur? Presies twee dinge het gebeur. Hy het vir Jesus gesien, toe glo hy. Ja. Toe gee Christus die instruksie en toe kom geloof in werking en hy begin loop. Gehoorsaamheid is dan met ander woorde die werke. Daarom sê hy, geloof sonder die werke Yes. is dood. Hy sê nie glo nie, geloof. As jy die geloof toepas, maar jy doen niks daarbey om jou geloof te bevestig en te bewys nie. So, wat sê ons vir mekaar? Ons het daaroor gepraat en sê, ons kies baie dinge in die woord, ons kies, ons glo dit, ons is soveel baie van die liggaam van Christus, wat in dieselfde ding glo, maar daar is sekere fasette wat ons kies, en ons sê, ek glo nie hierdie dinge nie, in plaas wat ons eintlik moet sê, ons verstaan dit nie, Yes. dan word ons onsself ontneem. Maar as jy nou vandag 'n keuse maak om te sê, weet jy, as dit in die woord van die Here staan, gaan ek dit glo. Dan is daar baie fasette
vir hom wat glo, sal gered word. Jou genesing, die werking van die Heilige Gees. Maar nou, as ons die geloof in aksie, ons kan sê ons glo daaraan, maar wanneer daar 'n diens is, en ons sê vir die mense, okay, die wat gedoop wil word met die Heilige Gees, of die wat wil kom vir geloofsgenesing, kom na vore, die wat nie geloof het nie, sal in die banke bly. Dis hoe jy jou vlak van geloof toets, wanneer daar dan 'n gehoorsaamheidsaksie kom, en die oomblik wanneer jy dan soos 'n Petrus op die water gaan vorentoe kom, dit is geloof, Yes. die aksiegedeelte. En ons moet nooit vergeet nie, wanneer die instruksie gegee word, is dit 100% en meer wat jy nodig het, of dit genesing is, deurbraak is, wat dit is. Onthou, die stap van jou geloof, die stap van die instruksie, die aanvaar, en soos ons nou gesê het, die glo daarvan. Glo daar gaan iets met jou gebeur as jy diens toe kom. Glo as ek uitgaan. Glo as ek vandag uitgaan, die Here gaan vir my goed wees. Dit is so belangrik. Ek wil hierdie ook net aanhaal om vir jou, om dit net weer sterker te laat staan, om te verstaan dat, kom ons praat die kruis, dit was 'n instruksie gewees, wat Jesus ontvang het van die Vader af. Amen. En hy het beweeg, en hy weet wat hy gedoen het, hy was gehoorsaam. En gehoorsaam is die key gewees daar. En weet jy wat, alles wat saam met dit gegaan het. Ek wil 'n stukkie net weer aanhaal ook, wat ons moet weet, wat in Matteus is, as ek dit kan lees, en dis waar die storm stukkie waar Jesus, en ek wil graag net hierdie woorde van hom aanhaal, dis Matteus 8, vers 23, as ek dit kan lees vir ons. Toe Jesus in die skei klim, het die disippels hom gevolg. Dit is baie mooi om te sien, hulle volg hom. Dit is wat ons moet doen. Volg hom, al is dit in 'n skei, al jy weet nie wat voor lê nie, maar vertroue, nee, dit is net mooi. Skielik het daar 'n ewige storm op die see losgebars, sodat die golwe oor die skei geslaan het. Maar Jesus het geslaap. En ek sê altyd, Willie, as ek dit so vinnig kan noem, maak nie saak hoe of dit met jou boot gaan nie, maak net seker Jesus slaap in jou boot. Ja. Jy het 'n verhouding. Hulle kom toe en maak hom wakker en sê, Here, red ons. Ons vergaan. Hy het vir hulle gesê, waarom is julle bang? Vrees, nee, Willie? Ons gaan nou daaroor praat. En klein gelowig. Die rede hoekom Jesus dit gesê het, en ek wil vir julle daar bewys in die woord, dat die mate vrees wat oor hulle gekom het, het hulle geloof van die regte geloof, die groot geloof, as ek dit mag sê, Groot gelowig. afgebreek tot so klein geloof dat hulle begin twyfel het. Jo, Vrees en geloof kan nie in dieselfde situasie wees nie. in dieselfde boot wees. Daar sê, hier praat ons. En daarna, hoor mooi, die instruksie, hoor wat hy gesê het. Hy het actually vir hulle gesê, julle was stilgemaak deur bang. Want toe sê Jesus self, daarna, hoor wat sê die woord, daarna het hy opgestaan en die wind en die see aangespreek, wat hulle moes gedoen het, actually. En dit het dit het doodstil geword. Die mense het hom verwonder en gesê, watter soort mens hy, dat hy self die wind en die see vir hom gehoorsaam is. Maar hier moet jy verstaan, ons is maklik om sal ek sê, te oordeel hulle daar is. Hoeveel van ons sit in 'n boot, wat Here ons ingelei het? Ek praat met die gelowige, die persoon op die pad is. Maar ons praat baie oor die toom. Die vyand het 'n toom in jou mond gesit. Jy kan nie uitspreek wat jy moet spreek nie. Want daar's 'n mate van vrees wat jou geloof verklein het. Waar ons kom en sê met hierdie woord vandag in ons episode, in die naam van Jesus, breek ons. Elke toom wat jou geloof verklein het. Amen. Dat jy weer die mate van geloof sal ontvang. En die selfvertroue sal hê om die instruksie wat te doen, te gehoorsaam. So. Amen. En dit is juist deel van die kern van ons program van Wild Horses, wat nie eintlik wys na die rebellie gedeelte nie, maar eintlik dat ons vrygemaak van word van dit wat die vyand ons mee beperk, dat ons eintlik soos wilde perde kan rondhardloop sonder dat ons in toom gehou word deur die beperkings wat die vyand insit. Ons praat nie hier van die ander weergawe van die toom wat mens in toom moet hou, wees daar nie. Hierdie wat ons hierna verwys is, en dit is presies, dit is so mooi wat jy daar sê, selfs deur die vrees kom die stilte. Jy weet nie wat om te sê nie, wanneer angstigheid, wanneer bangheid oor jou kom. Die eerste ding wat gebeur is mense begin ophou spreek. En dit is juist waar my en jou oorwinning lê, is om te spreek, te profeteer, dinge te roep wat nie is nie, asof dit bestaan, en dit kan jy net doen wanneer daar geloof is, in oorgawe. Die oomblik as daar vrees is, dan trek jy terug, jy bly stil.
En wil jy ons mensdom ons like om net te lewe vir wat nodig is. Ja. Ons voel onsself nie uitbrand nie. Maar in die geloofspad sê die Here dat die Heilige Gees het gekom om ons toekomende dinge te wys. Baie mense dink, ja, hy wys vir jou al hierdie goed wat hy doen is hy vat jou na die woord toe. Jy's besig met 'n stuk in die woord. Jy kry 'n belofte miskien vir 'n maand van nou af. Want die Heilige Gees is ook daar om ons te herinner wat jy geleer het en wat Jesus gesê het. In jou situasie, wanneer jy aktief in jou woord is met alles wat ons oor praat, wat gebeur? Dan van daar af word jy herinner, pas toe hierdie belofte. Neem aksie op die ding, beweeg op hierdie en dis wanneer jy begin spreek met, sal ek sê, oortuigende selfvertroue in jou geloof, waar jou geloof gegroei het, want jy's in die woord en jy kry beloftes. Ons het gisterand by het ons in ons huissel bietjie gepraat en die gesprek wat opgekom het en nie is dat daar is te veel passasiers op pad hemel toe. Ja. Ons klim in 'n bussie en ons ry almal saam en ek moet vir jou sê daar bestaan nie so een so ding dat ons almal, weet jy wat, elke persoon gaan voor God rekenskap gee wat hy gedoen het met sy dade, maar so ook op aarde staan elkeen verantwoording vir sy eie geloof. Wonderwerke wat jou pad langs kom, is nie omdat jy saam met die ander in 'n skuit is of saam met ander in 'n minibus ry of in 'n taxi op pad na 'n bestemming nie. Elkeen van ons het 'n verantwoordelikheid wanneer dit kom by jou geestelike aspekte, jou geestelike sake. Ek kan nie op jou geloof gered word nie. Ek kan nie wonderwerke beleef gebaseer op jou geloof nie. Ek kan net die bewegende hand van God in my lewe sien gebaseer op die geloof wat ek toepas. Yes. En dis hoekom so baie van ons uitmis daarop, want dit hierdie is 'n saamry klap. En dit is nie wat die evangelie veronderstel is om te wees nie. Elkeen moet 'n unieke ervaring en 'n verhouding met God hê. Ons moet in hom glo, in sy beloftes glo, maar dan moet ons dit in werking bring, ons moet aktief betrokke wees. Ons kan nie saam in die bus ry. Ons kan nie saam 'n saamry klub wees dat ons die ander toelaat, laat hulle die geloof doen, dat hulle die geloof so groot soos 'n mosterdsaad. Ek het niks geloof nodig nie. Ons elkeen het geloof nodig. Daarom moet ons mekaar aanmoedig en dis hoekom ons in hierdie program daaroor praat dat ons moenie en ons moet pas op dat ons stagneer. Dat ons nie uitmis op al hierdie wonderlike beloftes wat in die woord van God daar is vir jou deurbraak, vir jou vrymaking, vir jou verlossing. Glo jy dit? Wel, as jy dit glo, is ons met die eerste stap daar om te sê, Willie, ek glo in die werking, ek glo in die beweging van die Heilige Gees, ek glo in die krag van God, ek glo dat die woord van God is vir my daar, ek glo nie net in sekere fasette nie, maar ek vat die hele woord, maar nou kom die tweede fase, om dit in werking te stel, om daai gebede in te sit, om uit te kom en te loop en die manifestasies te doen, om te sê, Here, ek vat dit in die geloof. Daarom is dit die werke wat dit saam met dit gaan, sê die woord, dit is onmoontlik om God te behaag, Yes. as ons nie die geloof het. En ons mis uit, ons behaag nie God genoeg nie. Waarom? Want is ons nie dalk miskien deel van 'n saamryklap nie, gebaseer op die geloof van my pa, of my ma, of miskien die geloof van my vrou, is ek maar net saam in deel van hierdie voertuig wat beweeg. Mense, elkeen van ons is op ons eie journey, op ons eie pad, om geloof te ontdek en te versterk in God. Ek dink mense lewe 'n dubbel lewe en ek sê dit met baie respek, dat jy die saamryklap van jou gemeente of jou kerk, onthou, daar is 'n spesiale ding wat op 'n herder afgeset is en ons het daaroor gepraat al, is waar die herder bied vir jou iets ekstra, soos wat Jesus gesê het met die voeding van die 5000. Ja. Die woord van die Here sê dat hy het bedien en wat het gebeur? Toe hy dit vir die disippels gee en die disippels neem dit in werking met geloof, toe begin dit word multiply en mense word uitgedeel. En dis wat jy moet verstaan, jy kan nie net op jou Sondag of jou Woensdag diens by jou kerk nie. Daar's 'n persoonlike pad wat jy moet stap. Wat ons sê 'n persoonlike openbaring en belofte wat vir jou bestem is. Nie eers vir jou en jou vrou nie, maar ook vir jou gesin en almal. Maar as jy daai kan verstaan, sal jy verstaan hoekom hy sê wild horses. Elke perd is op sy eie reis. Absoluut. En ons moet dit net besef, want ons kan net weer eens kom te sê dat die toom wat ons van gepraat het, die goeie toom is die toom hou, maar ek dink die wild horses is nie wild nie. Ek dink ons te verwilderde perde daar buite, Absoluut. wat nie verstaan waar hulle is nie. En dit is die vrees wat ons oor gepraat het, wat ons geloof gesteel het, en ons moet dit net weer terugkom om te sê, kom ons begin by stap 1, kry my voete gevestig. Wil jy, ek dink mense, en ek sê dit met eerlikheid, almal buitekant, julle moet verstaan om terug te beweeg
en aanhoudend jouself te gaan kyk na jouself wat jy geplant is in jou glo en in jou beloftes vir wat voor jou is. En dan beweeg jy met jou geloof sodat jou geloof kan groei en dan kan jy groter dinge aanpak wat die Here vir ons beloof het. Matteus 9:22 sê hy, en Jesus het omgedraai en haar gesien en gesê, hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered. Dit is waarvoor ons praat vandag, dat weens die feit dat jy jou geloof nie in aksie is nie, ontneem jy jou van soveel seëninge. Ons het dit in die vorige episode ook gepraat oor, daar kom altyd 'n beloning saam met die woord glo. Amen. Daar gaan altyd 'n beloning daar wees. En al wat jy doen, om nie 'n ding te glo nie, maak jy dit nie net tot waarheid nie, jy ontneem jouself van die blessing, van die seën daarvan. Ek kan dit so verduidelik. As ek jou iets verduidelik en ek sê vir jou, buite die mure van hierdie studio staan daar 'n blou kar vir jou in wag. Jy het een van twee keuses om te sê ek glo dit of ek glo dit nie. Dis jou keuse. En dit is wat die woord glo beteken. Die keuse wat jy gaan aanwend om daai besluit te neem, ek glo of ek glo nie. Maar wanneer die geloof in aksie kom en jy glo my 100%, wat gaan jy vir my sê voor ons uitkom? Jy gaan vir my sê, waar is die sleutels? Ek hoor jou, ja. En ek dink Dit is die kern. dit is wat ons moet verstaan, dat wanneer jy eers by die punt kom om te sê, ek glo in God se woord, ek glo in sy beloftes, wanneer jy in 'n kerk sit en die dominee en die pastoor bring vir jou woord en jy 'n keuse het om God te glo, sy woord te glo, maar dan om op te staan en sê, gee vir my die genesing, gee vir my, ek glo dit, ek vat dit, dis myne, ek gaan opstaan, ek gaan vorentoe vir gebed, hoekom? Ek gaan my genesing haal. Yes. Dit is wat hier gebeur het. Jesus het omgedraai en hy sê, hou goeie moed, jou geloof het jou gered, en hier kom die beloning. Yes, En die vrou het gesond geword van daardie uur af. awesome. Wow. So eerst as ek kan sê, sy het geglo, Jesus kan, en sy het na hom toe gegaan. Dis dit. En sy het na hom toe beweeg, en hoe om sy beweeg het, wat die woord bevestig het, soos jy sê, het al geloof in aksie Daai gekom. gehoorsaamheid wat jy van gepraat het. Yes. Die gehoorsaamheid. En as dis hoekom ons fyn moet luister. Jesus gee ons of 'n instruksie of jy kry dadelik wat jy nodig het. Ons dit is 'n belofte wat jy so in jou twee hande kan vasgryp. As jy hoor nie nou dadelik nie, is nie dat hy dit nie vir jou wil gee nie. Hy sê actually daar's 'n instruksie. Doen dit, gaan daar. Want onthou jou getuienis en hoe jy beweeg. Die blinde man, hy stuur hom reg deur die dorp om by die priester uit te kom. Almal ken nie vir blinde man. Want dis wat ons op 'n volgende episode gaan gesels, die geregtigheid. So. Wat saam met dit kom wanneer die geloof begin beweeg. Dan sluit die volgende deur oop. En dan kom 'n volgende belofte los. En uit daai uit bou ons. En ons sal gesels oor dit, maar die kern van die saak is as ek kan iets vir jou sê. Kom ons delf net gou na 'n stukkie toe. Kom ons gaan kyk in Matteus 8 van die offisier. Ja. Ons moet verstaan die offisier was 'n Romeinse offisier. Dis reg. Hy het 'n slaaf gehad. Hy het geweet, so hy het 'n kennis gehad van die Jode. Hy het geweet wat hulle verstaan. In Lukas praat hy van wat Lukas beskryf het mooier. Hy sê dat hy het actually 'n slaaf gestuur. Namens hom. Okay. Net om te hoor, want hy het gesê ek was betrokke by die Joodse dinge. Okay. So hy het 'n agtergrond gehad, maar hy was 'n Gentile, soos ons hom sal noem. Ja. Maar hoor wat sê hy? Ek wil lees graag hierso van. Kom ons begin hierso by vers 3 af. Sorry, ek wil sê vers 8. Maar die offisier het gesê, nou hier stuk sê hy, in Matteus praat hy was self daar, Here, ek is nie werd, hoor mooi, dat u onder my dak inkom nie, want Jesus het gesê ek sal na jou huis toe kom om hom gesond te maak. Maar net net 'n woord. Hoe mooi is dit? En die slaaf sal gesond word. Daar het hy klaar geglo. Jy weet hy's klaar ingesit. Dis dit. Maar wat verder gebeur is hoe hy verduidelik en dit is mooi wat hy verder verduidelik. Hy sê die volgende, hy sê ek ken gesag. Want hy's 'n offisier. Dis hy. En hy praat van sy leer wat onder hom is, sy army ouens wat onder hom is, as hy 'n instruksie gee, as hy 'n opdrag gee, dan obey hulle hom. En hy praat ook van hulle wat hoër as hy is. Die hoër offisiere oor hom, as hulle instruksie gee. Daarso besef hy en hy praat van geloof. Hy sê ek glo, maar ek stuur dan iemand, en Lukas sê hy het iemand gestuur. En hy sê u woord is genoeg. En die mooi ding is wat Jesus antwoord. Weereens, hy sê hy het nog nooit in Israel sulke geloof gesien. Jo. So wat moet ons besef? Ons moet besef dat wanneer ons belofte kry en wanneer ons voor iets staan,
wat teen ons opkom of in ons pad is, om te onthou die gesag. Wow. Dit is nie in ons krag nie. Sure. En ek dink baie van ons verloor die geveg, want ons wil hom vat in ons eie krag, ons eie denke, ons eie planne. En iemand het dit so mooi genoem, hy sê, wanneer jy nie bid meer oor 'n saak nie, dan wil jy dit aanpak op jou eie krag. En wat as jy nie genoeg krag het nie? Sure. En dis waar hierdie geloof kom, Jesus se woorde weer, en ek wil dit net weer sê, hy sê, hy het nog nooit sulke geloof gesien nie. En dis waar ons gepraat het in die vorige episode, het hy gesê, dan gaan, want jy geglo het, het dit laat gebeur. Wow. Geloof. Dit is so wonderlik, dat ek en jy die geleentheid het, om ons geloof in aksie te bring, deur die woord geloof. Miskien sit jy daarna, en jy kyk na hierdie episode, en jy besluit by jouself, met ander woorde, jy neem 'n keuse, jy neem 'n wilsbesluit, ek gaan glo in God se woord en sy beloftes. Ek glo in die beloftes wat daar vir my gesê word, ek kan genees word, ek kan vrymaking ervaar. Wat jy nou moet doen, is jy moet jou geloof in aksie stel, om te sê, bid vir my, om jou oë te sluit, en miskien jou hande uit te steek na hierdie TV-skerm, en hierdie genesing, en hierdie deurbraak, en hierdie verlossing vat. En ek glo jy sit daarna, en jy kyk, en miskien het jy vandag gebed nodig, waar jy sit, is daar miskien 'n verlange in jou hart, dat die Here 'n deurbraak sal bring in die redding van jou huwelik, jou verhouding herstel, losmaking van verslawing, genesing van siekte, en miskien is daar pyn, omstandighede, en selfs 'n finansiële binding en 'n verknorsing. As jy glo in God se woord, wil ek hê jy moet vandag jou geloof in aksie stel, deur te sê, Here, ek glo nie net dat dit vir my is nie, maar ek in geloof wil ek ingesluit wees by hierdie gebed. En Henny, as jy vir ons hiermee wil afsluit, 100%. Vir elke kyker wat sy geloof vandag in aksie en werking wil stel, en sê, Here, ek vat hierdie is my genesing en deurbraak, gaan ons in die geloof vandag hierdie oorwinning kry. Sal jy vir ons Vader, in die naam van Jesus, waar u woord sê, en ons glo in dit, en ons staan vas in dit, as twee glo. Ons is twee hierso, hier al buitekant is saam met ons is 3. Dis meer as genoeg wat die woord sê. Dit is ons belofte, Here, wat ons op staan. Maar ons wil aksie neem vandag, en ons aksie is gebed. Soos wat u gepraat het by die storm, kom ons en ons oorweldig die gees van vrees met die belofte en die geloof wat ons toepas nou in die naam van Jesus. Elke persoon wat uitreik, elke persoon wat die besluit gemaak het, waar hulle sit, Here, dankie dat ons gebind is in een in die gees, en is die Heilige Gees. Dankie vir die deurbraak, maar Here, vir elkeen, soos u my lei, vra ek, Here, gee vir elke persoon die belofte vir die situasie. En gee hulle die krag, Here, om te beweeg in geloof, en dit wat in die woord in die belofte is vir hulle. Ek bid dit in die magtige naam van Jesus, en ons bind die gees van vrees, wat wat 'n toom in almal se monde gesit het. Ons breek daai toom uit, in Jesus naam, en ons dankie, dat jy nou vry kan wees, en nie die geloof wat jy verloor het, dat jy dit weer kan terugkry, en dit kan toepas in dit wat jy nodig het. Ons bid dit in die magtige naam van Jesus, en ek dank die Here vir elke getuienis, Amen. en die bloed van Jesus, wat ons vas in staan, en glo, en op beweeg, dat ons die wêreld sal wen met hulle getuienis. Ons bid dit in die magtige naam van Jesus. Amen. 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 Die WhatsApp nommer was gedurig deur onder aan die skerm. Stuur vir ons jou getuienis, jou gebedsversoek. Ons sal graag saam met jou in gebed en oorwinning wil wees, en ook jou getuienis deel, dan natuurlik daai oomblik, toe die Here jou losgemaak het van hierdie wêreld, en die, nie net begeertes van die wêreld nie, maar ook die las wat die wêreld op jou lê, en ons dank elkeen van julle wat saam gekyk het, gestaan het in die geloof. Henny, baie dankie dat jy saam met ons gekyk het. Van my, Willie Olwage, Henny Volskenkie by my, mag jy 'n wonderlike week in oorwinning in Jesus hê. The bridle of a horse in sure control, but can also be used by the enemy to slow you down. He wants to use your past, mistakes, and shortcomings against you so that you can't experience the freedom in Christ. Then it's sometimes necessary to let go and run free like wild horses on open fields and live free without the yoke of bondage. You are watching Wild Horses.